Welbedacht Cricket Pitch 2023 is 'n Bordeaux rooiwyn versnit met die geure van winter in 'n bottel. Dis die perfekte pasmaat vir 'n lekker steak oor die kole, beef Wellington of tamatie breadie. Nou in vandag se stewige hoenderbreedie resep, prit hoenderduie en vars groente in 'n ryk tamatie aftreksel tot die vleis sag is en die aftreksel konfytagtig en geurig is. Nou Italiaanse geurmiddels soos paprika, oregano en koriander bring 'n bitterlekker warm en aromatiese kwaliteite in hierdie dis. Nou die dis word in net 1 pot gemaak. Hy's besig hier voor my in minder as 'n uur gereed en jy sal ekstra kan maak om te vries vir 'n volgende keer en jy begin heel eerste om jou vleis te verbruin in 'n pan slegs met sout, peper en olyfolie. En as dit klaar gedoen is, skep dit uit die pot en dan begin ons met die res van die bestanddele. Nou ek gaan jou sommer daarvan vertel terwyl ek dit in die pot gooi. Nou die eie het reeds hierso al begin braai. Daarso het ek die hoender wat klaar in die bak is en dan gaan ek jou net gou vertel hoe ek hier begin het. So heel eerste is dit die eie, hierso is 'n bietjie vars knoffel wat ons hier ingooi en ek hou daarvan om altyd my speserye in hierdie olie te gooi. Dit stel net dadelik die smake en die geure vry. Hierso het ek bietjie oregano en Italiaanse droë speserye. Hierso het ek paprika en dan soms 'n bietjie ekstra sout en peper wat ek ook hier ingooi. Nou net daai hitte en die bietjie olie wat dan nou hier in is, laat daai geure dan nou lekker met mekaar meng. Dan volgende het ons nou hierso die rooi sitrusie wat ek sommer alles hier in die pan gaan gooi. Dit gaan later lekker sag kook en dan gaan hy daai sous vorm. En dan hier het ek babamurgpampoentjies en dan nou opgesnyde worteltjies. En so roer jy dit nou net lekker deur sodat dit met mekaar meng en dan gaan dit vir so 7 tot 8 minute gaan dit net lekker sag met mekaar meng en braai en dan laaste voeg jy nou net hierdie aftreksel by asook die blikkie tamatie en dan plaas ons die hoender later terug in die pan sodat dit heerlik kan prit. So ek gaan net so laat hierdie bietjie braai dan gaan ek daai bysit. Sundays just got a whole lot easier with Pick n Pay supermarkets. Get 2 delicious rotisserie chickens for only 160 Rand every Sunday. Tender, juicy and full of flavor, all at an unbeatable price. So why cook when you could grab 2 ready-to-serve rotisserie chickens and make your Sundays stress-free? Head to Pick n Pay supermarkets this Sunday and save while you feast. Pick n Pay supermarkets, where great meals come together for your family. T's and C's apply. Nou onthou die geheim met die dis is laaghitte vir 'n goeie 30 minute. Nou in die tyd sal die vloeistof afkook en verdik. Die hoenderborsies gaan heerlik sag wees en deurtrek wees met al die diep geure van tamatie en die speserye. Nou ek wou nog vroeër vir jou genoem het, ek hou daarvan om eintlik in hierdie dis die hoender sonder die velletjie te gebruik, maar jy kan hom wel ook aanlos soos wat ek dit gedoen het. Nou kom ons loer gou hier en kyk hoe lyk hierdie dis as ek die deksel oplig. Ek hoop julle gaan dit nou kan sien. Nou al wat jy nou kan doen is jy kan nou dit so laaste lekker roer deurgee en kan van hierdie sous hierso bo opskep. En dan het ek hierso die vars korianderblare wat ek net so ekstra bietjie gaan bo oor sit. Nou onthou, ek voeg ek net die vir daai sout en suur verhouding reg te hou, gooi ek so 1 lepel wit wynasyn in en dan kan jy hom net so lekker goed deurmeng. Jy kan natuurlik suurlemoensap ook gebruik want dit werk ook perfek. Nou saam met die tamatie hoenderbreedie bedien ek sagte, gladde, romerige kapokaartappels. Nou ek het aartappels sag gekook en al wat ek byvoeg is botter, sout, parmesankaas en room. Nou ek moet nou net nog die laaste room byvoeg, dan is dit gereed. Ek gaan nou vir julle wys, maar ek het toe nou vergeet om my aardappeldrukker te bring. So 'n wenkie in die kombuis, ek moes 'n plan maak. Ek het sommer hierdie whisk gebruik en toe het ek dit nou sommer lekker stikkend gedruk. So dit gaan dalk nou nie so glad wees nie, maar hy gaan nog steeds lekker soos 'n kapok aartappel wees. Ek wil net hierso dit bietjie losmaak, dan dis nou ons parmesan wat ons hier oorgooi. Net vir lekker ekstra diepte en geur en dan so laaste bietjie room en onthou natuurlik jou sout. So bietjie ekstra. Maak dit lekker.
Nou, ek hou van die aardappels by die breedie bloot vir die feit dat dit die heerlike geure en die souse gaan opvang en jy elke liewe druppel en happie kan geniet. Nou, as ek terug is, dien ons op. Nou kyk, hierdie week was bitterlik koud, so ek wou seker maak jy het hierdie naweek 'n bitterlekker resep vir wat jy kan maak Saterdag, Sondag en dalk vir Vadersdag. Nou jy kan die hoender ook vervang met beesvleis of lamsvleis. Al wat gaan gebeur is jou kooktyd gaan net langer wees. Nou kom ons dien op. Heel eerste is die kapokaartappels en ek maak so 'n klein holtetjie afhangende of jy dit in 'n bord of 'n bakkie skep, net om seker te maak jy vang al daai sous op. Dan is dit die hoenderstukke bo-op. So ek het al reeds begin. Ek het hierso 'n bakkie en 'n bord sodat jy kan sien. So heel eerste vat so 'n paar skeppies aartappels en hy's lekker romerig. En omdat dit nou 'n bakkie is, het ek nou nie daai holte nodig nie, maar dan vat ons nou die bakkie en kom ons skep 'n lekker stuk hoender hierso reg bo-op so aan die kant. En dan daai sous wat nou so 'n bietjie verdik het en as jy sien jou nou so 'n bietjie waterig nog, kan jy hom net so 'n bietjie met so 'n bietjie meel verdik. Skep ons hier aan die kant en dis nou natuurlik jou groente wat jy inkry. En dan so ekstra bietjie van daai sous kan ons net in die ronde sit. En dan die groen bo-op. Hierso het ek sommer net opgekapte petersilie. En dan so klein bietjie swart peper. Nou ek dink dit ruik baie lekker. Ek is seker dit gaan heerlik proe. Bly warm die naweek en lekker kook. My resep is op ons ontbytsake webtuiste en ook op die Facebookblad beskikbaar. Geniet jou naweek en ek sien jou volgende week weer en bring dan vir jou nog 'n lekker nuwe resep.